Ek wil vra dat ons dan nou in ons Bybels blaai na Titus hoofstuk 1. Paulus het 4 pastorale briewe geskryf aan leraars of geestelike werkers, en dit is dan 1 en 2 Timoteus, aan sy kind Timoteus, wat in Efese die dominee was, die leraar was, skryf hy dan 1 en 2 Timoteus, en dan Titus, 'n kort brief met 3 hoofstukke, skryf hy aan Titus daar op die eiland Kreta, waar hy hom agtergelaat het. Ek sal net nou op 'n kaart ook net vir u wys waar die eiland Kreta presies is. En dan is daar natuurlik die brief aan Filemon, aangaande die slaaf wat vrygekoop is, Onesimus, en dis die 4 pastorale briewe van Paulus. So, as jy die pastorale briewe lees, dan kom jy agter, dit is so 'n klein bietjie van 'n ander invalshoek as sy gewone sendbriewe wat hy aan die gemeentes gerig het. So ons lees dan Titus hoofstuk 1 vers 1 tot 4 vanmôre saam. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser. Aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons verlosser. Tot daar lees ons dan vanmôre saam uit die onfeilbare en kosbare woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en ons bid saam asseblief. Onse dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre as u gemeente hier by mekaar kan kom. Ja, Here, ons is bewus van 'n redelike sterk koue front wat deur ons land beweeg, en ons voel dit, en ons het vanmôre ook, terwyl ons hierheen gery het daar by die Moroletta spruit, gesien hoe dik die ryp gelê het. Dit was 'n koue nag, maar baie dankie dat u ons ook vanmôre in warmte hierheen kon bring, en dat ons hier kan sit rondom u woord, en die gemeenskap van die kinders van die Here op so 'n manier kan geniet. Baie dankie vir 'n gemeente waar u ons heen gelei het, Here. Baie dankie dat hierdie gemeente aan Christus behoort. Ja, u is die hoof ook van hierdie gemeente, soos van u hele kerk. Baie dankie vir elke bediening wat hier in die gemeente is. En dankie dat ons vanmôre die bedieningsleiers en ook elkeen wat betrokke is by die verskillende bedieninge aan u kan opdra in gebed. Here, ons het as gemeente u elke dag so nodig. Ons kan nie sonder u vorentoe beweeg nie. As u ons nie in staat stel nie, as u ons nie met u gees motiveer en inspireer nie, dan kan daar baie maklik 'n louheid in ons harte posvat. En daarom dank ons u vir die Heilige Gees. Ons dankie dat u in ons midde werksaam is. Dankie dat u die een is wat oor wie dit gaan in die eerste plek. Dankie Hemelse Vader vir u onuitspreeklike liefde vir die mens. 'n Liefde so groot, so enorm, dat dit u gedring het om u eniggebore seun, ons Here Jesus, na hierdie aarde toe te stuur, as 'n losprys vir ons sondes. Baie dankie dat u bereid was om u seun te skenk. En Here Jesus, dat u bereid was om u lewe aan 'n kruishout vir ons af te lê. Dis so 'n ou bekende waarheid. Ons het daarmee groot geword.
Ons weet en ons besef dat dit wat U aan die kruis vir ons gedoen het, die enigste bron van hoop vir ons is, in terme van die ewige lewe. Ons besef dat ons nie die ewige lewe self kan verwerf nie. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan dit nie koop nie. Ons kan nie daarvoor werk nie. Dis alleen die bloed van ons Here Jesus. En ons dank U, Here Jesus, dat U bereid was om hierdie duur prys te betaal, U lewe te gee, die uiterste pyn deur te maak, die spot en die hoon van mense te ondergaan, sodat ons vanmôre as vrygekooptes van die lam hier by mekaar kan wees. En dankie dierbare Heilige Gees, dat U op Pinksterdag uitgestort is, om hierdie waarhede aan ons te bedien. Dankie dat U gekom het om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Want sonder die oortuigingskrag van die Heilige Gees kan geen sondaar gered word nie. Kan niemand tot oortuiging van sy of haar sonde kom nie. As die Heilige Gees van God nie werk nie, dan sal 'n sondaar altyd dink dat sy lewe maar reg is, dat hy maar net sy beste hoef te doen, en dan moet die Here daarmee tevrede wees. Maar dankie dat U gekom het, om ook sondaars in die ewige lewe te kom onderrig, en ons te lei na die kruis van Golgotha, dat ons daar kan buig, en dat ons daar vergifnis van ons sondes en die ewige lewe kan ontvang. Ons dankie vir die woord, dankie dat ons in hierdie dae ook die brief van Paulus aan Titus kan bestudeer. En ag Here, terwyl ek in 2017 'n reeks hier uitgebring het en ek Vrydagoggend stil word, het U dit vir my heeltemal nuut kom oopbreek, en is dit heerlik om vanmôre te kan weet, hier is 'n vars nuwe boodskap wat U op my hart kom afdruk het. En ek wil bid dat die woorde van my mond vanmôre en die oordeenking van my hart in die eerste plek vir U welbehaaglik sal wees, maar dat dit ook sal dien tot stigting, tot opbouing van ons as kinders van die Here in ons allerheiligste geloof. Kom Here, ons bid vir hulle vanmôre wat arm is, wat nie huisvesting het nie, wat miskien in hierdie tyd blootgestel is aan die natuurelemente wat iewers op 'n stukkie karton onder 'n karige ou kombersie, as hulle selfs 'n kombers het, moet slaap. Vader, ons harte gaan uit na hierdie mense en ons bid vir hulle, en ons wil so bid, wil U nie in ons land asseblief, o Here, 'n verandering bring. In die eerste plek 'n geestelike verandering, dat die leiers in ons land na God sal begin roep en die Here sal begin soek. Dat die inwoners van ons land bekeringsgenade sal ontvang om met God versoen te word deur die bloed van Jesus. En wanneer dit gebeur, dat U ook op sosiale gebied vir ons uitkoms sal bring. Dat U ons sal help met die geweldige armoede wat daar in Suid-Afrika is. Dat U uitkoms sal gee. Dat U in mense se harte 'n werksetiek sal kom skep. Here, ja, en dat daar werksgeleenthede sal kom en dat mense uit hulle armoede opgehef sal word. Ons pleit dit by U, ons hou vas U in die eerste plek vir 'n geestelike ontwaking, maar dan ook 'n sosiale verandering asseblief, Here, want by U is niks onmoontlik nie. In die geskiedenis het U dit al in lande kom doen, en U kan dit ook vir Suid-Afrika doen, en dan kan U ook in hierdie land opnuut rus en vrede bring, wat ons op die oomblik nie het nie. Daar's so baie opstandigheid, daar's so baie woede, daar's so baie misdadigheid in ons land, en ons bring dit vanmôre in gebed na U toe. Ons pleit by U vir uitkoms, Here Jesus. Baie dankie. Kom seën nou U woord in ons harte, en word U ook daardeur verheerlik. Om Jesus ontwil bid ons dit. Amen. Ons gaan nou vanmôre stil staan by die groet van Paulus, hierdie eerste 4 verse,
En as 'n mens mooi na hierdie verse kyk, dan het jy eintlik hier die fondament vir 'n godvrugtige lewe. As 'n mens Paulus se brief aan Titus bestudeer, dan is dit baie duidelik dat die doel van hierdie brief, die rede waarom Paulus dit geskryf het, is dat mense met die reddende genade van God gekonfronteer sal word en dat hulle uit hulle sonde vrygekoop sal word, uit genade gered sal word, maar dat hulle dan godvrugtige lewens sal lewe. Ek het die afgelope week daar by Lofdal 'n illustrasie gebruik. As ons die voorreg sou kon hê om saam, sê nou maar na Berrydale toe te gaan in persketyd, en ons sou daar by oom Henry en sy perskeboom boord gaan loop het, is die vraag, sou dit nodig wees dat die perskeboer bordjies om sy perskebome moet hang wat sê, ek is 'n perskeboom? Sou dit nodig wees, sodat ons deur die boord kan loop en by elke boom kan stil staan en sê, o, dis 'n perskeboom? Of gaan ons hierdie heerlike, groot, sappige, stroopsoet, geel perskes, hy goed somtens so groot, Saksarel sê my maar dis fantastiese perskes. Is nie nodig dat jy 'n bordjie op die perskeboom hang wat sê, ek is 'n perskeboom nie. Die bome dra vrugte, en so is dit ook God se begeerte, dat sy kinders, sy gemeente, godvrugtige lewens sal lewe. Dit moenie nodig wees dat ons met 'n bordjie om die nek rondloop wat sê, ek is 'n kind van die Here nie. Ons lewens moet die vrugte dra, waarin die wêreld kan sien, hierdie mens is anders. Die genade van God het hierdie mens in die hande gekry. Hierdie mens se lewe is deur God verander. En dit moet op elke terrein van ons lewens sigbaar word. So, ons staan dan vanmôre stil by die fondament van 'n godvrugtige lewe. Die groot hervormer Martin Luther het oor die brief van Paulus aan Titus die volgende geskryf. Hy sê hierdie is 'n kort briefie, maar dit bevat die kern van die Christelike leer. En dit is so meesterlik saamgestel dat dit alles bevat wat 'n kind van God nodig het vir sy Christelike kennis en lewe. Sal ek dit nog een keer lees? Hierdie is 'n kort briefie, maar dit bevat die kern van die Christelike leer. En dit is so meesterlik saamgestel dat dit alles bevat wat 'n kind van God nodig het vir sy Christelike kennis en lewe. Is dit vanmôre jou begeerte, my begeerte, om in hierdie paar weke wat voor lê, in kennis van die Here Jesus toe te neem, sodat ons lewens nog meer na die beeld van Jesus verander kan word. As dit jou begeerte is, dan is jy op die regte plek vanmôre. Mag die woord van God ons harte aanraak. Nou, Paulus het vir Titus, nou dis nie regtig Titus hoe hy gelyk het nie hoor, dis net 'n kunstenaar se voorstelling van hoe Titus moontlik kon gelyk het. En daar sien u so in die middel van die Middellandse See, sien u daar die eiland Kreta wat eintlik aan Griekeland verbind was. Daar's Italië, Europa, daar's Israel, die See van Galilea, die Dooie See. So daar op Kreta in die middel van die see, daar het Paulus vir Titus agtergelaat om die werk wat daar begin is te voltooi, om ouderlinge aan te stel en te kyk dat die gemeente geestelik sou groei en in godsvrug sou toeneem. So die eerste vraag wat 'n mens dan gewoonlik vra wanneer jy met so 'n brief te doen kry,
is wie was Titus? Wie op die aarde was hierdie jong man wat Paulus daar op Kreta agtergelaat het? Nou, ons weet nie vanuit die Bybel veel van Titus nie. Die Bybel praat nie baie van hom nie, maar dit wat die Bybel wel vir ons sê, spreek boekdele. Hy was 'n Griek wat uit die heidendom tot bekering gekom het. So is nie vreemd dat hy daar in 'n provinsie van Griekeland agtergelaat is om die werk van die Here daar as ouderling te doen nie. Ons lees in Galasiërs 2 vers 3. Maar selfs is Titus wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is. So ek het dit nie uit my duim gesuig dat Titus 'n Griek was wat tot bekering gekom het en wat die Here innig liefgehad het en die Here met sy hele hart en siel gedien het nie. In Titus 1 vers 4 het ons vanmôre gelees dat Paulus noem hom my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof, wat waarskynlik beteken dat Paulus 'n groot rol in sy bekering gespeel het. Miskien was dit op 'n uitreik van Paulus daar in Griekeland dat Titus tot bekering gekom het en nou noem hy my ware kind. Ek het hom na die Here toe gelei volgens die gemeenskaplike geloof wat daar in Christus is. En dat Paulus natuurlik ook dan 'n groot rol gespeel het in die geestelike opvoeding, die geestelike groei van hierdie jong Griek. Nou, wanneer daar moeilike gemeentes of uitdagende opdragte was, soos in Korinte en dan nou ook op Kreta, het Paulus vir Titus gestuur. Wat sê dit vir ons van die karakter van Titus? Korinte was 'n baie moeilike gemeente, ook in Griekeland. Dit klink vir my amper die Grieke moes 2 maal tot bekering kom. Hulle moes hulle eers bekeer van al hulle heidense afgode en dan moes hulle weer tot bekering kom na Jesus toe. En dan was dit nog 'n stryd om hulle te kry om op die pad te kom en geestelik te groei. As 'n mens 1 Korintiërs lees, dan wil jy hier sommer al by hoofstuk 3 jou hande in die lug gooi en sê, hoe is dit moontlik dat 'n gemeente van die Here Jesus met soveel nonsens kan besig wees? Maar Paulus het met geduld en lankmoedigheid het hy maar net aangehou om die waarheid met hierdie mense te deel en te bid dat die Heilige Gees hulle sou verander. Maar hy los Titus daar, dat hy die werk sal voortsit. So dit sê iets van die karakter van hierdie jong man. Hy was geestelik volwasse, hy het baie wysheid gehad vir iemand wat tot bekering gekom het uit die Griekse agtergrond, en hy het onwrikbaar aan die waarheid vasgehou. Daarom is hierdie brief aan Titus vir u en vir my 'n geweldige betekenisvolle geskrif. En ja, ek is amper vanmôre so opgewonde soos 'n klein seentjie wat 'n BMX fietspersent gekry het om hierdie waarhede in die volgende paar weke tot wanneer die wintervakansie dan nou verby is, oggend en aand met u te deel. En ek hoop dat u net so opgewonde gaan wees om dit ook te ontvang. Kort brief, 3 hoofstukke, 2000 jaar gelede al reeds uit die pen van Paulus geskryf aan 'n sendeling op 'n eilandjie daar in die Middellandse See. En tog is hierdie brief vandag nog net so kragtig en net so aktueel. Aktueel beteken Paulus kon dit net so wel aan ons adres gerig het. Hy kon net sowel ons e-posadresse in die hande gekry het en hierdie brief persoonlik vir ons gestuur het. So aktueel is dit. En 'n mens wil amper die vraag vra, hoe is dit moontlik dat so ou antieke geskrif vandag nog so aktueel kan wees? En die antwoord is eenvoudig. Dit kom nie maar bloot net uit die pen van Paulus uit nie. Dis God se woord wat die Here in sy hart gewerk het om vir ons te gee, want God se woord verouder nooit nie. Nou, u sal seker met my saamstem
Wanneer ons 'n brief ontvang, dan lees ons gewoonlik baie vinnig die groetgedeelte, sodat ons by die inhoud kan uitkom. Maar met God se woord is dit anders. Weet jy, daar's eintlik in elke groet van elke apostel wat een of ander brief geskryf het, is daar 'n volledige boodskap in. En daarom wil ek graag vanmôre, ons gaan hierdie 4 verse uitmekaar uithaal, en ons gaan kyk, hoe lê dit die fondament vir 'n godvrugtige lewe? En dis eintlik verstommend, dat jy uit 'n groet uit soveel waardevolle inligting kan put, en dat dit vir jou geestelike lewe soveel kan beteken. So mag die Here ons vanmôre en ook in die weke wat voor lê ryklik seën wanneer ons stil staan by Paulus se brief aan Titus, en ons gaan 'n bietjie kyk na die ouderlinge, en ons gaan kyk na jong mense, en ons gaan kyk na ouer mense, en ons gaan kyk na gesinne, en ons gaan kyk na dit wat die Here van sy kinders sommer in die algemeen verwag. Is jy opgewonde? Goed, ek ook. Mag die Here ons baie ryklik seën. Nou ja, ten einde die fondament te lê vir 'n godvrugtige lewe, begin Paulus by 'n baie belangrike gedagte en sien ons, God stuur sy dienaars om die waarheid te verkondig. Dis dan die eerste punt waarby ons stil staan. Ek het 2 woordjies daar geonderstreep, en dit is stuur, dienaars, en eintlik moet ons ook maar waarheid onderstreep. So in die verbeelding sien jy, die waarheid is ook geonderstreep. God stuur sy dienaars om die waarheid te verkondig. En so lê hy die fondament vir 'n godvrugtige lewe. Vers 1. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus. So voordat Paulus enige iets met Titus begin deel, stel hy homself net weer voor. Dit is nie asof Titus nie weet wie Paulus was nie, maar Paulus wil 'n waarheid met Titus deel. Daar's iets wat hy wil hê Titus moet snap, wat hy moet raak sien, wat hy moet besef, en so ook u en ek. Hy beskryf homself op 2 maniere. Hy sê in die eerste plek 'n diensknegt van God. En het almal van u al die Griekse woord doulos gehoor? Dis 'n bekende Griekse woord. Doulos, die slaaf. Engels praat van 'n bond slave, 'n slaaf wat gekoop is met geld. En Paulus sê, ek is 'n slaaf van die Here Jesus, gekoop met sy bloed, nie met geld nie. So in hierdie opsig, as Paulus begin en hy sê ek is 'n diensknegt van Jesus Christus, dan wil hy daardeur eintlik kom sê, ek is iemand wat my gewilliglik volkome aan my Heer toegewy het. Ek hou niks terug nie. Ek wil nie nog iets in reserve hê vir myself of vir die wêreld nie. Ek is uitverkoop aan my meester, aan my Heer, ek is sy diensknegt. Hy werk nie volgens sy eie planne nie. Hy werk volgens die roeping wat sy meester, sy Here op sy lewe het. Hy lewe nie vir sy eie eer of vir sy eie gemak of wat dit ook al mag wees nie. Hy lewe absoluut vir die Here Jesus. Hy behoort aan God en hy is die diensknegt, die slaaf van die Here Jesus. Weliswaar sy kind, maar dan ook ek is tot sy beskikking. Ek wil vir hom werk, ek wil vir hom lewe. Diensknegt van Jesus Christus. En dan sê hy in die tweede plek ook, maar hy is ook 'n apostel van Jesus Christus. Nou, voordat ons hieroor praat, wil ek net hê ons moet in ons gemoedere dit baie duidelik maak. Die ampt van apostel was beperk tot die 12 apostels in Jesus se tyd. Daar was vereistes waaraan jy moes voldoen
om 'n apostel van Jesus Christus te kon wees. Daar bestaan nie meer vandag die ampt van 'n apostel nie. Ons kan nie apostels aanstel in die kerk nie. Daai ampt het tot niet gegaan. Maar as jy na die betekenis van die woord kyk, en dit beteken letterlik gestuurde, apostolos, die apostel beteken die gestuurde van die Here. Iemand wat deur Christus self geroep en gestuur is, dan is ons almal eintlik nog op 'n manier, nie in die ampt nie, maar in die praktyk, apostels, gestuurdes van die Here Jesus. En waarheen stuur die Here ons? Na mense toe. Party mense dink hulle het 'n roeping en hulle word deur die Here gestuur na die gemakstoel toe. Om net die hele dag koffie te drink en beskuit te eet en koekies te eet en rugby te kyk. Daar is tyd vir dit. En gisteraand was die hele Suid-Afrika baie bly dat die Springbokke ons aardsvyande pak gegee het. So daar's tyd om rugby te kyk. Maar dis nie ons roeping nie. Ons is nie gestuur na die gemakstoel toe om die heel dag daar te spandeer en lekker koffietjies en broodjies te geniet. En daar bly ons nie. Ons word gestuur na mense toe. En prys die Here dat ons 'n evangelisasie bediening in die gemeente het. In toerusting en opleiding, waar ons kan kom op 'n maandag aand om toegerus te word, om opgeleid te word, om gehelp te word, dat ons roeping en ons sending na mense toe, die feit dat God ons ook wil stuur, dat ons dit kan kom uitleef. En weer eens maar net, ek wil u maar net motiveer, maar ek bid dat die Heilige Gees u sal motiveer, want die motivering van 'n mens beteken nie veel nie. Maar as die Heilige Gees in ons harte werk, dan raak ons aktief, dan raak ons betrokke, dan wil ek ook 'n gestuurde wees. En dan sê ek ook soos Jesaja, as die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan, dan antwoord Jesaja, hier is ek Here, stuur my. So, dis baie duidelik dat hierdie twee beskrywings mekaar wonderlik aanvul. Voordat Paulus 'n gestuurde geword het, was hy eers 'n dienskneg. So hy moet homself eers aan die Here toewy, voordat die Here kan vra, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan. Eers 'n dienskneg, dan 'n gestuurde. Voordat hy leiding gee, moes hy eers leiding ontvang van die Here, en moes hy op 'n punt in sy lewe kom. Kan nie glo, Paulus moes ook op hierdie punt kom, waar hy aan God gehoorsaam geraak het. En sy punt was daar op die pad na Damaskus. Voor dit het hy sy eie ding gedoen, wat hy gedink het is reg. Maar toe hy Jesus ontmoet, en Jesus vir hom sê, dis vir jou hard om teen die prikkels te skop, en hy hom daarna Antiochië stuur, waar hy vir 3 dae in blindheid gesit het, daar het Paulus van harte gehoorsaam aan die Here Jesus se roeping geraak. En daar het hy by die punt gekom waar hy gesê het, ek wil u dienskneg wees, en ek sal gaan waar u my stuur, 'n apostel vir die heidene. Paulus nie 'n maklike taak gehad nie. Gaan lees daar in 2 Korintiërs, wat het als met hom gebeur in hierdie roeping en hierdie sending van hom. En dit is steeds God se patroon vir sy kinders, liewe broers en susters. Die Here gebruik vandag ook mense wat eers aan hom behoort, wat sy kinders is, en wat by daardie plekkie kom waar hulle sê, ag Here Jesus, ek wil aan u 100% gehoorsaam lewe, ek wil ook u dienskneg wees, ek wil aan u toegewy wees, en dan, as jy by daardie plek kom, dan kan die Here jou ook stuur. Kan u glo hoeveel put ons uit die eerste deeltjie van vers 1, waar Paulus eintlik homself net voorstel. So wonderlik,
So ryk is die skrif. Maar God stuur nie net sy dienaars bloot om inligting oor te dra nie. Prediking is nooit 'n doel op sigself nie. God se waarheid wil iets doen. En dit bring ons by die tweede gedagte waar God die fondament wil kom lê vir 'n godvrugtige lewe. God se waarheid bou geloof en verander lewens. Kon eintlik seker maar 2 punte gewees het, maar kom ons maak dit maar 1 punt. En ons hanteer dit saam. Nou daai tweede deeltjie van vers 1 is nou een van daai dele waar jy lees wat skryf Paulus en dan sê jy na die tyd, ek dink nie ek verstaan wat hier staan nie. Dis een van daai tipiese Paulus sinne. En daarom is dit nodig dat jy dit sal lees tot jy dit verstaan. Tot jy snap, wat staan hier? Wat is die rykdom hiervan? Daai tweede deeltjie. Volgens die geloof van die uitverkorenes van God. Onthou nou, hy het gesê, ek is 'n diensknegt en 'n apostel, volgens die geloof van die uitverkorenes van God. Met ander woorde, net soos wat die geloof van die uitverkorenes van God is, so is dit ook met my, Paulus, en die kennis van die waarheid, die tweede dingetjie wat hy hier hanteer, wat na die godsaligheid is. So, kom ons dissekteer so 'n bietjie hierdie vers, kom ons haal hom so 'n bietjie uitmekaar uit, en om dit te doen, gaan ek net gou na die Amplified vertaling toe, en ek het besluit om die Amplified sommer direk in Afrikaans te vertaal, en dit op die bord vir u te gooi. Kyk hoe skryf die Amplified die tweede deel van vers 1. Hy sê, om die geloof van God se uitverkorenes te versterk en te bevorder. Gaan kyk na die Grieks, dis letterlik wat daar staan. Daai volgens die geloof van die uitverkorenes. Paulus sê ek is 'n diensknegt en 'n apostel om iets te doen, om die geloof van God se uitverkorenes, en dit is die gemeente. En enige iemand kan 'n uitverkorene van God wees, enige iemand kan deel van die gemeente word. As jy in Christus glo, dan word jy gered, dan word jy een van die uitverkorenes. So, om die geloof van God se uitverkorenes, 2 dinge, te versterk en te bevorder. Jy sien dit daar, versterk en bevorder het ek in geel gemaak. En, dit moet nie daar stop nie. Ons moet nie net mense wees vol geloof, en daar sit ons, nou is ons vol geloof. Wat dan? Wat nou, as jy gevul is met geloof, en jou geloof is sterk, en jou geloof word bevorder, wat dan? En hulle te lei tot 'n noukeurige begrip, 'n noukeurige verstaan. Nou, dis nou die ding van die Amplified, hy vat die oorspronklike woord, en dan deel hy hom so op in al die moontlike betekenisse, wat daai woord kan hê, en hier sien ons 'n pragtige voorbeeld. Paulus sê, ek wil die geloof versterk en bevorder, en dan wil ek hulle lei tot 'n noukeurige begrip, volle erkenning en persoonlike kennis van die waarheid. So, dis nie sommer net so wishy-washy waarheid in die lug nie. Elke kind van God moet kom tot 'n noukeurige begrip van die waarheid, 'n volle erkenning daarvan. Dit is die waarheid, dit is God se woord, en dan persoonlike kennis, ervaringskennis. Dit wat ons in Efesiërs 3 vers 14 tot 20 ook behandel het, ervaringskennis van die waarheid. Die waarheid wat by godsvrug pas, daarmee in harmonie is. Nou is ons in die perskeboord. Die perskebome moet vrugte dra. Ons moet nie bordjies om ons nekke hang, ek is 'n Christen nie. Ons moet vrug dra tot eer van die Here. So in die waarheid lei ons na godsvrug. So die waarheid wat by godsvrug pas, daarmee in harmonie is,
en daartoe lei. Wat 'n aangrypende gedeelte in 'n klein groetwoordjie van die apostel Paulus. Ek is 'n dienskneg van die Here Jesus. Ek is 'n gestuurde van die Here om die waarheid met mense te deel. En wat moet hierdie waarheid doen? Wel, hierdie waarheid moet mense se geloof versterk en bevorder. Dit moet mense bring by 'n noukeurige begripvolle erkenning, persoonlike kennis van die waarheid, en dit moet lei tot godsvrug. Ons moet vrug dra tot eer van die Here. Hieruit is dit vir my baie duidelik dat die doel waarmee Paulus hierdie brief aan Titus geskryf het, was nie om ons koppe net nog voller te maak met kennis nie. Dat ons nog 'n bietjie meer kan weet aangaande die woord van die Here nie. Nie net dat ons maar meer feite sou insamel nie, maar dat ons geloof versterk moet word. Dat ons geloof moet groei uit die kennis wat ons opdoen. Dat ons dit volkome sal aanvaar, dat ons dit persoonlik sal leer ken, en dat hierdie kennis van die waarheid ons noodwendig sal lei op die pad van godsvrug, om vrugte te dra tot eer van die Here. Dis die hart van die brief. 3 dinge: waarheid, geloof, godsvrug. Die een lei na die ander. Wonderlik hoe Paulus dit vir ons hier uiteen kom sit. Lewensveranderende waarheid, die Bybel, die wonderlike woord van die Here. Wanneer 'n mens werklik met die Bybel begin tyd spandeer en erns met die Bybel maak en die waarheid van God se woord tref regtig jou hart, dan kan dit nie anders deur die werking van God se Gees om lewensveranderend in ons harte en in ons lewens te werk nie. Dit is net hoe dit is. Kan nie anders wees nie. Dit bring ons by die 3de gedagte. Ek wil net gou daarheen gaan. Wanneer God mense deur sy waarheid verander, dan verander hy ook nie net ons hede, vandag, nou nie, maar ook ons toekoms. En dit sien ons in die 3de plek. God se kinders leef met 'n vaste hoop. Sou u vanmôre met my saamstem dat die politieke en sosiale en watse omstandighede daar ook al mag wees op hierdie aarde, miljoene mense beroof van hoop vir die toekoms op hierdie oomblik? Mense het nie hoop nie. Daar's al hoe meer berigte uit Rusland dat die mense in Rusland verkeer in 'n staat van hopeloosheid. Mense is moedeloos. Die mense in die Oekraïne is moedeloos. Die mense in die Midde-Ooste is moedeloos. Maar kom ons bring maar die punt huis toe, die mense in Suid-Afrika is moedeloos. Mense het nie hoop vir die toekoms nie. Die vraag op baie mense se lippe vandag is, wat gaan van ons word? Wat gaan van ons kinders en ons kleinkinders word? Ek was verstom toe ek nou in Nederland was. Om oral waar ek kom, sê die Nederlandse broers en susters, broeder, is nie te geloof in hoeveel Suid-Afrikaners nou hier is. Hordes van ons mense wat nou in Nederland 'n heenkome gevind het, omdat mense hier nie hoop het nie. Mag ek u vanmôre uit die woord van God kom bemoedig. Al lyk dinge op aarde maar donker en duister, en al weet ons nie wat hierdie aardse bestel vir ons inhou nie, kinders van God het hoop.
Kom ons lees 'n vaste hoop. Kom ons lees vers 2. In die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Wat sê Paulus? Ek is 'n dienskneg en 'n gestuurde, wat die waarheid van God aan julle bring, om julle geloof te versterk, sodat julle godvrugtig kan lewe, en in die hoop. In ander woorde, hierdie hele, alles wat ons tot hier toe gegaan het, is in die hoop van die ewige lewe, wat God van ewigheid af beloof het, en God kan nie lieg nie. Dis absoluut aangrypend. Ons hoop strek verder as hierdie lewe op aarde wat so onseker is. Weet jy, wat is die wonderlikste van alles? As jy die Bybel bestudeer aangaande die laaste dae, dan lees jy dat die Here 2000 jaar terug al vir ons laat opteken het. In die laaste dae gaan dit presies gaan soos dit nou gaan op aarde. Wat maak dit? Dit maak ons hoop net nog vaster, want die Here het vooruit geweet presies hoe gaan dit wees. Wat skryf Paulus? Weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Mense sal liefhebbers van hulle self wees. Dis seker nie die tyd waarin ons leef nie, nê. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis seker nie die tyd waarin ons leef nie. Sonder natuurlike liefde. Natuurlike liefde is die liefde wat God in ons geplant het. Die liefde tussen 'n man en 'n vrou. Waar is dit heen? Wat 'n wonderlike beskrywing van die hoop wat ons het. U en ek as kinders van God hoef nie in hopeloosheid, in sak en as te gaan sit nie. Dan het ons ook nog die belofte vir ons lewe op aarde, dat as ons God se koninkryk en sy geregtigheid in ons lewens eerste stel, wat is die belofte? Matteus 6 vers 33, dat ons nooit hoef te bekommer wat ons sal eet, wat ons sal drink, wat ons sal aantrek nie. Die Vader in die hemel weet wat julle nodig het. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge wat julle nodig het, sal vir julle bygevoeg word. En ek wil dit weer in hakies kom sê, God kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie. Hy's nie 'n leienaar nie. As hy iets beloof, dan maak hy dit waar. Wat 'n hoop. Wat 'n wonderbare hoop. Ons hoop berus nie op ons gevoelens nie. As my hoop vanmôre altyd op my gevoelens moes berus, dan wil ek vir julle sê, dan was daar baie dae in my lewe wat ek nie hoop gehad het nie. Dit berus nie op ons eie prestasie nie. Hoe wonderlik is dit dat u en ek vanmôre kan weet, die Here staan nie hier met 'n merkpen in 'n eksamenblad en sê, nee wat, daai antwoord het jy verkeerd, nee wat, jy is hopeloos. En uiteindelik verval ons in 'n staat van hopeloosheid nie. Al wat die Here ons vra, en ek gaan die reeks oor liefde vir God, gaan ek op 'n later stadium, wanneer dit die regte tyd is, gaan ek dit verseker hier kom preek, as die Here ons lewens spaar en hy vertoef om te kom. Maar die Here wil net hê ons moet hom lief hê. Dis hoekom ons godvrugtig moet lewe, omdat ons hom liefhet. Dis ons motief, niks anders nie. En ons hoop berus op God se onwankelbare belofte, hy kan nie lieg nie. In die laaste plek, die Here gee nie net 'n bestemming nie, hy gee vir ons alles wat ons nodig het vir ons reis daarheen. Daarom, in die laaste plek, God voorsien alles wat ons nodig het. Paulus sluit sy groet in vers 4 af met hierdie woorde: genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader
en die Here Jesus Christus, ons verlosser. As ek darem maar Sondagoggende in hierdie kansel sou moes staan en elke Sondag die seëngroet uitspreek en vir u sou sê, genade, barmhartigheid en vrede vir julle gemeente van julle dierbare dominee Andrei Bester. Wat 'n elendige klomp mense sou julle nie gewees het nie. Nee. Dank God dat ons nie op mense se genade en mense se barmhartigheid en die vrede wat mense gee afhanklik hoef te wees vir ons reis na die ewigheid. Maar dat Paulus vanmôre ons groet met hierdie woorde, genade, barmhartigheid en vrede van God en van Jesus. Dankie Here. Dankie dat U so goed is vir ons. Dit is God se ryk voorsiening vir sy kinders. Dis nie maar net 'n mooi wens nie. Dis nie net pragtige woorde wat in die Bybel opgeteken staan nie. Dis God se belofte vir ons. Daar is vir ons in God en in Christus genade en barmhartigheid en vrede. Kom ons kyk net kort wat dit beteken. Genade beteken, God gee elke dag vir ons alles wat ons nodig het om hom te kan dien. Sy pakhuis van genade is tot ons beskikking. Hy stel ons in staat. Daar's 'n bekende spreuk, almal van ons het dit sekerlik al gehoor, wat sê, the will of God will never take you where the grace of God cannot keep you. Die wil van God sal jou nooit iewers heen neem waar die genade van God jou nie in stand kan hou nie. Waar God jou roep, daar skenk hy genade om te kan lewe en te kan volhard. Genade is nie daai ding wat baie mense dink dit is. Ag, jy weet, ek probeer nou maar my bes en as ek eendag by die hemelpoort kom, dan sal ek maar net my berus op die genade van die Here. Dat die Here dan aan my genade sal betoon en sal sê, ag ou Driesie, kom maar in jong. Jy het tog so hard probeer. Dis nie genade nie. Genade is God se instaatstelling om 'n godvrugtige lewe te leef. Weet jy wat? As ons nie vanmôre godvrugtig lewe nie, dan strek dit tot oneer van sy naam. Dan is ek 'n perskeboom wat 'n bordjie moet omhang, omdat almal moet weet ek is 'n perskeboom. En dis nie hoe dit werk nie. God gee genade. Maar hy gee ook barmhartigheid. Hoe wonderlik om vanmôre te weet, God sien ons nood raak. Hy sien ons behoefte raak. Hy het medelee met ons situasie, met ons omstandighede. As ek dink aan die motorongeluk waarin Shaal en Edna verlede week was, en ek kyk na die foto van hulle motor, dan wil ek vir u sê, dis God se barmhartigheid, dat daardie liewe broer en suster lewendig daar uitgekom het, en eintlik met so min beserings. Hy motortjie is afgeskryf, daar's van sy voorkant niks oor nie. God gee hy is 'n barmhartige God. Hy verstaan ons swakheid. En hy wil ook op die pad na lewe van Gods vrug, wil hy oor ons barmhartig wees. Hy wil hom oor ons ontferm. Hy wil ons swakheid te hulp kom en hy wil sy krag in ons harte kom uitstort. Sal u vanmôre u hart daarvoor oopstel en vir die Here sê, ag Here, ek probeer so hard, maar ek kry dit nie reg nie. Wil u nie barmhartig wees en vir my iets groots kom doen nie? En dan
vrede, shalom in die Ou Testament, né? Vrede is baie meer as die afwesigheid van probleme. Vrede is God se teenwoordigheid in probleme, in uitdagings. En dan daardie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, waardeur hy ons harte en ons sinne in Christus bewaar. Wat 'n wonderlike groet, waarmee die apostel Paulus ons vanmôre hier groet. Hierdie eerste 4 verse is baie meer as net 'n opening. Is baie meer as net 'n groet. Dit lê die fondament vir 'n godvrugtige lewe. En ons het geleer, God stuur sy dienaars. Hulle wat aan hom toegewy is, hulle wat sê, hier is ek, Here. Gaan hier vanmôre 'n stem in u hart na die Here toe op, wat soos Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. En dan deur sy dienaars gee God sy waarheid om te dink. As ons volgende kwartaal met EE3 begin, dan weet God nou reeds van hulle daar buite wat sy waarheid so nodig het. Wat op pad is na ewige hel. En ons kan 'n verskil maak. Ons kan met hulle die waarheid gaan deel. En daardie waarheid kan hulle vrymaak uit hulle sonde en hulle die ewige lewe gee. Daardie waarheid bring geloof. Dit verander mense. Dit word sigbaar in godvrugtige lewens. Lewens wat vrug dra tot eer van die Here. Dit word sigbaar in die feit dat God se kinders het 'n vaste hoop vir die toekoms. Ons bekommer ons nie oor die dag van môre nie, want God is in beheer oor die dag van môre. Terwyl ons elke dag uit sy genade, deur sy barmhartigheid en met sy vrede in ons lewens leef, in elke faset van ons lewens, van ons huwelike tot ons huisgesinne, tot by die skool, tot by die werk, tot by die gemeente, elke plek, die universiteit, daar waar jy jou bevind, daar wil God jou in staat stel om vir hom te kan lewe. Mag die Here hierdie 4 verse in die brief van Paulus aan Titus gebruik om die fondament in u lewe en in my lewe opnuut te kom vasmaak, sodat ons godvrugtig kan lewe. Amen. Here Jesus, baie dankie dat u vanmôre so by ons kom stil staan het. Dankie vir die kosbaarheid van u woord. En ag Here, ons sien uit met 'n verlange daarna uit om ook vanaand hier by mekaar te kom, om ook op hierdie manier godvrugtig te wees. Sodat as u vanaand kom en u neem by wyse van spreuke 'n roukol en u kom kyk wie van u kinders se lewe dra vrug ook in die aanddiens, dat u nie hoef afwesig te merk nie. En ag Here, dis nie maar net my begeerte dat die gemeente getrou moet wees in die oggend- en aanddienste en bidure nie. Dis u wat u wil laat opteken het in die woord. Dis u wat in Hebreërs 10 vers 25 vir ons baie duidelik laat opteken het. Moenie julle onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Vermaan mekaar. En dis maar al wat ek eintlik doen, Here. Ek bid dat u in ons harte die wil en die lus en die ywer sal werk om my sitplek vol te sit in die oggend en in die aand. Daar's baie mense wat sê, maar was nie in die Bybelse tyd aanddienste nie. En dan moet ons maar Handelinge toe gaan, want daar staan, daar was elke dag 'n byeenkoms. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Hulle dag van dag tot dag volhard in die tempel en in die breking van die brood. U wil maar net hê dat ons op die dag van die Here in die oggend en in die aand hier sal wees. En dit sal 'n glimlag
op u gesig plaas, vir die vir wie dit moontlik is. Baie dankie dat ons deel kan uitmaak van u gemeente op hierdie aarde, u liggaam, om te dink, Here, dat ek 'n lid kan wees van die liggaam van Christus, gaan my verstand te bowe. En dis u wat dit so beskik het. Dankie vir my geliefde broers en susters. Dankie dat ons u woord kon aanhoor. Kom Here Jesus, kom lê u die fondament in elke lewe vir 'n godvrugtige lewe, 'n lewe wat vrug dra tot eer en verheerliking van u wonderbare naam. Dit bid ons om Jesus ontwil met danksegging. Amen.